Soos 'n pasgebore kindertjie smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Dis Petrus wat so sê daar in sy eerste brief in hoofstuk 2. Goeiemôre, Woensdag is 13 Mei, weer Dirk wat met u gesels. Nou watter land jy ook al vandaan kom, daar is heel waarskynlik 'n tradisionele dis wat mense met jou land assosieer. Baie mense hou daarvan om eksotiese disse te probeer en sien soms met verwagting uit om sekere lande te besoek, net om die oorspronklike kos te kan gaan ervaar. Die interessante is egter dat reg oor die wêreld pasgebore babas hulle lewe met dieselfde kos begin, melk. En niemand sal dit oorweeg om vir hulle 'n sny pizza, 'n koeksester of 'n bord curry te gee nie. Die rede hiervoor is eenvoudig. Om jou in staat te stel om te groei en floreer, is dit belangrik dat jy dit wat jy nodig het op elke stadium van jou lewe kry. Alhoewel 'n pasgebore baba nog nie tande het nie en sy spysverteringsstelsel nog onvolwasse is, weet hy wanneer hy honger is en dat hy kos nodig het, iets wat moedersmelk wonderbaarlik voorsien. Reg van die begin af is babas 'n wonderwerk. Bevrugting is 'n wonderwerk. Die kleintjies ontwikkeling in die baarmoeder uit 'n klein selletjie, die ongelooflike oomblik van geboorte wanneer hy vir die eerste keer asemhaal, huil en of op haar ma se bors geplaas word. Daar's baie wat hierdie wesentjie instinktief doen, wat hom in staat stel om aan die lewe te bly en te floreer, tot die groot verligting van sy onervare ouers natuurlik. Die baba sal gereeld wakker word en huil omdat hy honger is en nie weer in die slaap raak voordat daardie behoefte nie bevredig is nie. En die melk wat hy inkry, sal jy voor jou oë kan sien hoe hy groei. Petrus gebruik hierdie analogie om sy lesers aan te moedig om te groei. Hulle het eerstens die goedheid van die Here en die wonder van wedergeboorte ervaar. Hy wil nou verseker dat hulle die regte beginsels in plek het, sodat hulle hierdie ervaring kan groei en in hulle geloof en verlossing kan floreer. Sorg daarteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser Jesus Christus. So sê Petrus daar in sy tweede boek. Hy wil hê dat hulle smag, verlang na die regte kos op die regte tyd, soos moedersmelk wat die gesondste bestanddele het en altyd die regte temperatuur is. Net soos 'n baba moet hulle ook gereeld gevoed word. Een keer 'n week sal rampspoedig wees, want die baba sal van honger omkom en doodgaan. Luister aandagtig na my, sodat jy kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is, het Jesaja geprofeteer. Hoekom smag na iets wat nie geskik is vir jou en jou nie sal bevredig nie, terwyl dit wat die lewegewende woorde van God bevat, maar net voor ons bed lê. Vader, dankie vir die volmaakte voedsel van u woord, waarmee ons daagliks voed. Help my om dinge in my lewe raak te sien wat u woord probeer vervang en my gees wil verswak. Help my om daarmee op te hou. Amen.